Kyk baie mooi na hierdie vraag. Dit is al van tevore op 'n soortgelyke wyse gevra in Junie 2022 as ook November 2019. En hierdie tipe vrae waar ons die hoogte halveer of verdubbel, moet jy onthou vierkantswortel van 2. Kom ons kyk na die vraag. 'n Bal word vanaf hoogte H laat val en tref die vloer met momentum P. Die bal word daarna vanaf hoogte half H laat val. Ignoreer die effekte van lugweerstand. Watter een van die volgende verteenwoordig die momentum van die bal wanneer dit die vloer tref nadat dit vanaf hoogte half H laat val is? Die korrekte antwoord is B. 1 op die vierkantswortel van 2 maal met P. Kom ons kyk eerstens na die momentum P. En momentum is die produk van die massa van hierdie sokkerbal maal met die snelheid van hierdie sokkerbal. So ons sien dat momentum is direk eweredig aan die snelheid van die sokkerbal. Nou, hoe verander die snelheid van hierdie sokkerbal soos wat hy val vanuit rus? Dit versnel as gevolg van gravitasieversnelling en dit tref die grond. Op jou formuleblad, die finale snelheid gekwadreer is gelyk aan die aanvanklike snelheid gekwadreer plus 2a delta y, en ons werk met delta y want ons kyk na vertikale beweging. So, die finale snelheid gekwadreer gaan gelyk wees aan 0, want die bal word vanuit rus laat val, plus 2, wat is my versnelling? Dit is gravitasieversnelling, en die verandering in vertikale hoogte gaan h wees in hierdie geval. Ons werk met h. So, ons kan die vierkantswortel beide kante vat, en dan kry ons dat dit is die vierkantswortel van 2gh. En vir hierdie geval, en om dit maklik te maak, sê ons sommer die finale snelheid is vh, want ons gaan nou moet kyk na wat gebeur as ons daardie hoogte halveer. Ons het nou die snelheid net voordat die bal die grond tref, so ons kan die momentum P uitwerk. So P is dieselfde as die momentum met 'n hoogte h, want hulle het vir ons gesê dit is wat daai momentum is, dis net P, is gelyk aan die massa van hierdie bal, en kom ons sê sy massa is m, maal met die vierkantswortel van 2gh. Maar nou moet ons kyk na 'n vermindering in hoogte na 'n half h. So, die snelheid by hoogte half h wat afgelê is, gaan gelyk wees aan die vierkantswortel van 2g, maar nou nie h nie, maar wel 'n half h. En 2 maal 'n half is 1, met ander woorde, die snelheid waarteen die sokkerbal die grond gaan tref met 'n hoogte half h, gaan net die vierkantswortel wees van gh. En hier wil ek dit sommer vir jou nou al uitwys. Kyk na die verskil tussen die snelheid met 'n hoogte h en die snelheid met 'n hoogte half h. Die enigste verskil is 'n vierkantswortel van 2. So nou kan ons gaan en ons kan die momentum bereken nadat die bal 'n hoogte half h geval het. Dis weer die massa van die sokkerbal maal met die snelheid, en dit is wortel gh. En nou moet ons hierdie waarde uitdruk in terme van daardie waarde. So wat ons doen is, ons gaan sê die momentum met 'n half h as hoogte gedeel deur P is gelyk aan m vierkantswortel van gh gedeel deur die
massa maal met vierkantswortel 2GH. So eerstens, daardie massas kan uitkanselleer. En dan kry ons, bo die lyn, vierkantswortel van GH onder die lyn. Die vierkantswortel van 2 maal met GH is gelyk aan die vierkantswortel van 2 maal met die vierkantswortel van GH. En nou kan ons daardie waardes uitkanselleer. So nou sit ons met P1/2H op die oorspronklike momentum is gelyk aan 1 op die vierkantswortel van 2 en ons soek hierdie waarde op sy eie, so ons menigvuldig met 'n P aan die linkerkant en ons menigvuldig met 'n P aan die regterkant. Daardie P's kanselleer uit, so die momentum met hoogte 1/2H is 1 op wortel 2 maal met P. So, as die hoogte halveer word, dan verminder die momentum met 'n faktor 1 op wortel 2. Nou, as jy so 'n som kry, en jy kan regtig nie hierdie afleiding onthou nie, hier's my raad. As die hoogte verdubbel of die hoogte halveer en jy moet momentums vergelyk, kyk uit vir wortel 2. En as jy nie die afleiding wil doen nie, kies die antwoord wat 'n wortel 2 bevat. As daar wel meer as een antwoord is wat 'n wortel 2 bevat, dan gaan jy die somme doen. Maar my raad aan jou is, kyk uit vir die vierkantswortel van 2.